Alright, daar's so 'n guns wat ek jou wil vra. Ons is as min dat ek jou gunse vra. Buite in kerk toe kom elke Sondag en jou tiendes en offergawes gee en sulke tipe goeders. Maar buite daai goeders is daar 'n guns wat ek jou wil vra. Ons het 'n ons is eintlik as lighuis is ons hart regtig waar nie net om ons gemeenskap te help nie, maar ook om ander gemeentes te help. En so een van die maniere wat ons dit wel wil doen, is ons beleef nogals as ons gaan kyk reg oor ons distrik, reg oor die Goudveld, is daar baie gemeentes wat swaar kry. En so daar is 'n organisasie wat eintlik 'n revitalisation program launch. So dis 'n program basies vir jou as gemeente om te kan kyk, hulle vat 7 kategorieë en hulle vra vir jou 4 vrae oor elke kategorie. En al wat hulle doen is hulle wil kyk waar in watse areas het jy hulp nodig en watse areas moet jy groei. Nou, as deel van dit, dis 'n 2 jaar proses. Nou, ek wil graag deel word van hierdie 2 jaar proses wat ons basies bemagtig word, sodat ons ander gemeentes kan help in hulle krisis. Maar vir ons om dit te kan doen, moet ons so vorm hier deur ons gemeente doen. En so hierso by die infodesk is daar so vorm. Wat ek jou wil vra, dit gaan 10 minute van jou tyd vat. As jy kan sien daarvan, gaan maak asseblief 'n draai direk na die diens, gou by die infodesk en vul net hierdie vorm in. So al wat dit doen is hy gaan deur 7 kategorieë. Ek het hom spesiaal vertaal na Afrikaans toe vir julle wat dink dat Engels is die vyand se taal. Alhoewel ons Engels in die hemel gaan praat. Sorry julle, is want die Engelse mense is te lui om enige ander taal te leer. So ons besef, ons moet hierdie vorm invul. Dis 28 vrae en dit is al wat jy doen is 'n skaal van 1 tot 10. 1 die swakste, 10 die beste en al wat jy doen is jy rank net die 28 vrae. Dis jou perspektief. Selfs al ken jy nie die binnewerke nie en jy soos ek het nie 'n koek en klou nie, piek net een wat jy voel vir jou kan werk. Ons het hierdie nodig. Dit gaan vir ons 'n goeie riglyn gee oor waar kan ons groei en dit gaan ons help in die proses om te leer hoe kan ons ander gemeentes help met dit. So as ek jou kan vra, ek sê jou aan die einde van die diens weer herinner, maak asseblief 'n draai, dit gaan regtig nie baie tyd van jou vat nie. Vul dit net gou-gou vir ons in. Dis nie iets wat jy huis toe kan vat en later terugbring nie. Ons moet môreoggend hierdie goedes vir die organisasie gee om die inligting te verwerk. So dis net basies dit. So as jy kan sien, asseblief julle, ons het dit regtig baie nodig. So daai is my guns uit die pad uit. Kom ons bid en ons begin net die diens. Die woord. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Dankie Here dat ons kan saai, want ons weet Here, U is ons bron. Dankie Here dat ons kan leer vanuit die woord uit, Here, want U woord rig ons lewens en mag ons hierdie deel maak van ons lewens. Heilige Gees, mag U die ene wees wat ons harte transformeer in Jesus naam. Amen. Right, ek sit gou vir jou 'n woord op en die woord is sonde. As ek jou vra, ek gee vir jou 'n A4 blaai en ek sê vir jou skryf vir my jou definisie neer. Jy moet aan my verduidelik wat is sonde. Wat sê jy skryf? Wat dink jy sal jy skryf? Ek gee vir jou soveel tyd om al jou energie in te sit in hierdie dokument in. Ek gee vir jou tyd en ek sê vir jou definieer jy vir my sonde. Wat sal jy vir my op daai blaai sit? Sal jy dalk vir my 'n lysie opsit van 'n klomp goeters wat jy dink is verkeerd? Sal jy dalk die teenkant gaan en sê, hierdie is al die wette wat ek weet en as ons hierdie wette breek, dis sonde. Is dit hoe jy min of meer sonde sal definieer? Want as ek en jy vir onsself die vraag gaan vra, hoe definieer ons sonde? Is dit nie suppose om baie ingewikkeld te wees nie. En vanoggend wil ek jou een spesifieke beginsel leer, wat as jy hierdie ding snap, verander jou lewe. In terme van hoe jy dinge verstaan. As jy sukkel, ran hom direk deur PowerPoint en nie deur Easy Worship nie. Maar as jy ernstig hierdie konsep snap, dan maak Romeine vir jou sin. Dan gaan jy verstaan hoekom skryf Paulus Romeine en hy maak sekere beginsels. Hy maak sekere stellings en hierdie stellings is crucial vir jou om te verstaan. Dit boks vir jou die hele verstaan van dat ek tot geloof kom nou en dat ek nog steeds vorentoe gehoorsaam moet wees. Alles jou worsteling met sonde wat jy nou beleef en daai wat jy op 'n punt kom wat jy doen slegte goeters en jy voel skuldig en jy sukkel om te bid.
Jy weet daai gevoel wat ek mors op en dan voel ek nie ek wil Bybel lees nie, of ek voel ek is nie lus om kerk toe te gaan nie, of ek voel ek weet nie lekker of ek opgewonde raak oor sekere goeders nie. Daai is waaroor ons gaan gesels. Nou aangesien hulle regtig suffer om daarby uit te kom, hierso kom ek gee vir jou die definisie van sonde. Jy kan sonde definieer in 2 woorde. Okay? 2 woorde. Sonde word gedefinieer in 2 woorde. Ongeloof en ongehoorsaamheid. Ongeloof en ongehoorsaamheid. So met ander woorde, as ek en jy wil verstaan wat is sonde? Sonde is ongeloof. Iemand wat nie sy geloof in God plaas nie. Iemand wat op 'n punt kom en hy glo nie in Jesus en wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Daai ongeloof is sonde. So met ander woorde, as ek en jy vir onsself die vraag gaan vra, wie gaan hel toe? Dan sê ons, dis iemand wat nie glo nie. Dis die definisie van sonde. Daai sonde maak dat jy hel toe gaan. En as ek en jy sê, dat ongeloof is sonde, die uitdrukking van ongeloof. Wat ongeloof doen, is ongehoorsaamheid. So met ander woorde, as ek nie glo in God nie, en God sê, doen A, B en C, as ek nie in God glo nie, gaan ek nie A, B en C doen nie. So dit moet ek en jy verstaan. So as jy wil sonde definieer, dan definieer ons sonde deur te sê, ongeloof en ongehoorsaamheid. Crucial om te verstaan. Nou die woord gee dit vir ons in 'n paar verskillende plekke. Johannes 16 vers 7 kom Jesus, en hierdie is nou daai laaste gesprek wat Jesus gehad het, net voordat hy gekruisig is. So hy het die laaste nagmaal gehad saam met sy disippels, en hy maak hierdie stelling in Johannes 16, en hy praat oor die Heilige Gees wat gaan kom, en hy lees so, Johannes 16 vers 7, ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle toe kom nie. Parakleet praat van 'n helper. Hy praat nou hier van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat as helper gaan kom. En hy sê, en as ek egter weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig, en hy gaan 3 goeders oortuig. Hy gaan die wêreld oortuig van nommer 1, sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis die 3 goeders. Hy gaan die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dan maak Jesus kortstellings oor elkeen van hierdie 3. Ons lees net die eerste een, en die eerste een sê, van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Hy gaan die wêreld oortuig van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. So ek en jy moet verstaan, dat om nie te glo in Jesus nie, daai is die sonde wat my en vir jou vasvang. En nou verstaan jy hoekom konstant Paulus besig was in Romeine om vir ons te sê dat al wat jy moet doen om gered te word is net te glo. Want ongeloof is die sonde wat maak dat jy hel toe gaan. Ongeloof word uitgedruk as ongehoorsaamheid. So wat bedoel ons met ongehoorsaamheid? Romeine 5 vers 19. Romeine 5 vers 19 sê so, en nou hierso praat Paulus oor die verskil tussen Adam en Jesus. Dan sê hy, want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens baie mense tot sondaars gemaak is, so ook sal die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. So hy sê op grond van Adam se ongehoorsaamheid het baie van ons sondaars geword, maar op grond van Jesus se gehoorsaamheid sal baie regverdig word. So, soos wat ongeloof die oorspronklike sonde is, word dit uitgedruk as ongehoorsaamheid. Ons lees dieselfde in 1 Johannes 3 vers 4. Dis nie dieselfde as die gewone Johannes nie, is die klein boekie hier naby in Openbaring. Hy sê, elkeen wat sonde doen, beoefen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. So om ongehoorsaam te wees, is sonde. So as ek vir jou vra, definieer vir my sonde, dan sit jy sonde op, en jy sê, sonde is ongeloof, wat uitgedruk word as ongehoorsaamheid.
Dis sonde, dis die definisie van sonde. Maar nou moet jy verstaan, nou lees jy Paulus en Paulus gebruik 'n paar ander plekke, gebruik hy sonde en dit voel nie lekker asof dit hier so mooi inpas nie. Want hier is die crucial ding wat jy moet verstaan, is daar is 3 karakters wat jou as mens konstant wil dryf na hierdie toe. So met ander woorde, as ek en jy sonde beleef, hierdie ongeloof en hierdie ongehoorsaamheid, dan is daar 3 karakters wat konstant hierdie goed is vestig in jou lewe. Nommer 1, dis ons eerste mannetjie daar, is Satan. Satan se fokus is om jou in ongeloof te hou en om jou in ongehoorsaamheid te hou. Dis wat hy wil doen. Hy wil alles in sy vermoë doen dat jy nie moet glo in God nie en hy wil alles in sy vermoë doen dat jy ongehoorsaam bly teenoor God. Dis Satan se hart en sy motief en as jy dit nie geweet nie want hy like jou nie baie nie. En so die tweede karakter wat ek vir jou opsit en hierdie noem Paulus die wêreld. So met ander woorde, as ek en jy gaan kyk na wat alles om jou aangaan en wat hierdie wêreld vir jou bied, dan bied hierdie wêreld vir jou baie plesier en baie geluk, totdat jy dit gaan kry en dan lê dit leeg. So met ander woorde, nie net Satan wat besig is om jou heeltyd in te trek in sonde nie, kom Paulus en hy herinner ons, en dis wat hy vir ons gesê het in Romeine 12, dan sê hy, moenie gelykvormig wees aan hierdie wêreld nie. Einde Romeine 13 het hy gesê, moenie dat hierdie wêreld jou oorheers nie. Want daar is iets van hierdie wêreld, die plesier wat hierdie wêreld dink hy kan vir jou bied, die hoop wat die wêreld dink hy kan bied, gaan jou altyd leeglos en dit gaan sonde kweek, ongeloof en ongehoorsaamheid in jou hart kweek, is wat die wêreld vir jou gaan doen. En dan die derde ene wat vir jou vernietiging gaan bring, is jouself. Hierso kom Paulus en hy praat oor ons sondige natuur. Die rede hoekom ons sonde doen, want sonde is lekker. Nee, dis lekker om sonde te doen. Daar is 'n klomp van hierdie sondes wat ek en jy inval, en jy kan nie daar uitkom nie, want dit is net te lekker. So, as ek en jy sonde definieer, dan sê ons sonde definieer ons deur ongeloof, wat homself uitdruk as ongehoorsaamheid. En ons 3 karakters wat my en jou konstant besig is om in sonde in te vat. Satan, hierdie wêreld en ons sondige natuur, hierdie bose hart van my en jou, is besig om sonde in ons lewe te doen. En nou skryf Paulus 'n klomp verskillende goeters. Dan sê hy vir jou, maar moenie nou net so, hierdie sondige natuur is nie meer die ding wat jou oorheers nie. Kom weg van hierdie goeters af. Moenie deel word van hierdie Satan se gemors van 'n wêreld nie. Moenie toelaat dat jy hierdie wêreld jou begin wegvoer in sonde in nie. Hou op met hierdie goeters. So hy skryf konstant vir ons hierdie tipe goeters, want hy verstaan wat is die effek van sonde. Nou die teenpool van hierdie is die woord gered. Dan sê ons, so as ek en jy wil dan definieer, sonde is ongeloof, ongehoorsaamheid, en daar is 3 karakters wat my in sonde intrek. Dan sê ons, dat wat my en jou red, weet ons is net Jesus Christus. Net Jesus aan die kruis kon my en jou lewe red. So as ek en jy wil verstaan wat is in ons, dan sê ons gered beteken ek moet geloof hê en dit moet uitgedruk word in gehoorsaamheid. So met ander woorde, as ek wil weet of ek gered is, dan is dit omdat ek glo in God, glo in Jesus wat aan die kruis gesterf het en uit die dood uit opgestaan het vir my en vir jou. Dis my geloof in Jesus. En hierdie geloof, as ek ware geloof in my hart het vir Jesus, sal dit uitgedruk word in gehoorsaamheid. So met ander woorde, daar's mense wat sê hulle glo, maar hulle leef nooit in gehoorsaamheid nie. Dan vra ons die vraag, is jy regtig gered? Want jy is nie besig om gehoorsaam te wees nie. Baie belangrik om te verstaan, dat geloof se uitdrukking is gehoorsaamheid. Hoor mooi, party mense dink, dat as ek gehoorsaam is, en ek doen oulike goeders, goeie mense kan hemel toe gaan, omdat hulle nice goed doen. Hoor mooi,
wat ek en jy in die hemel kry, is nie gehoorsaamheid nie. Gehoorsaamheid kry jou nie in die hemel nie. Wat jou in die hemel kry is geloof in Jesus. Maar ware geloof word uitgedruk in gehoorsaamheid. Maar nog steeds sit jy met jou 3 karakters. So jou 3 karakters sit ons op die skerm en hulle is nog steeds konstant besig om jou in te trek in sonde in. So Satan wil seker maak dat jy ophou gehoorsaam is en ophou glo en hy gaan aanhou dit doen, aanhou sonde in jou lewe probeer uittrek totdat jou geloof knak. Dis wat Satan se doel is. En so nou wat gebeur is, nou moet ek veg teen Satan. Hoe doen ek dit? Efesiërs 6. Efesiërs 6 gee vir ons die ding, hy sê trek die volle wapenrusting aan. So die wapenrusting word 'n manier om te kan veg teen Satan. Nou ek het met julle gepraat dat toe ons in Romeine 13 was, dis nie net 'n rympie wat jy sê nie, daar's 'n verstaan van die wapenrusting wat jy deel van jou lewe moet hê. Maar ek en jy veg teen Satan met die wapenrusting. Die volgende ene waarna hy gaan praat is die wêreld. En nou dis wat hy vir ons sê in Romeine 12. Hy sê hy moenie gelykvormig wees aan hierdie wêreld nie. Verander jou manier van dink. Moenie toelaat dat dit wat hierdie wêreld vir ons wys en vir ons sê nie, nee, moenie nou inval in hierdie goeders nie. Leef toegewyd net vir God se applous. Is wat hy wil sê. En dan is hy konstant besig om te sê, maar worstel teen daai binnekantste mens, hierdie sondige natuur. Hou opval, jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Jy kan uitstaan. Jesus het klaar die prys betaal. Jesus self het hierdie sonde gegaan wat jy gegaan het en hy het nooit geval onder sonde nie. Hy was self versoek met al die sondes, sê Hebreërs. En hy het nooit gevou nie. En daarom kan ons staan. So, as ek en jy moet recap, wat is sonde? Sonde is ongeloof wat uitgedruk word as ongehoorsaamheid. Met 3 karakters wat besig is om my konstante potjie. Satan, die wêreld en ek. Om gered te wees beteken ek moet glo in Jesus en die uitdrukking van daai is my gehoorsaamheid aan hom. En daarom veg ek konstant Satan, want God het hom klaar oorwin, so ek trek die wapenrusting aan, ek is bewus van die wapenrusting. Nommer 2, ek veg teen hierdie wêreld. Hierdie wêreld gaan konstant vir my sê, ja, sekere goeders wat jy moet doen, en hierdie gaan nice wees, en hierdie sal lekker wees, en doen hierdie goeders, en ek moet konstant fight teen daai goed. En ek moet konstant fight teen groepsdruk, dit wat mense om my wil hê ek moet doen. En dan sê die derde ene is, dan praat ons van daai self, hier binnekant, hierdie bose hart van jou. En dan moet ons konstant fight daarteen. So dis jou definisie. As jy hierdie konsep verstaan, gaan baie goeders in jou lewe sin maak. Dan verstaan jy waar lê die worsteling, hoekom sukkel ek konstant met sonde, en hoekom is ek actually 'n kind van God, hoekom is ek gered? Hierdie is die konsepte wat jy moet verstaan. Nou, as 'n gelowige, as 'n Christen, iemand wat gered is, besef jy dat alles wat in jou is, dit wat hier binnekant aangaan, wil ek gewoonlik 2 goeders doen. Nommer 1, ek wil my verhouding met Jesus beskerm. So met ander woorde, ons praat hierso van om dissiplines toe te pas. Een keer die eerste week van elke maand hanteer ons die 15 dissiplines wat elke disipel moet doen. Goeie soos Bybel lees, goeie soos bid, goeie soos kerk toe gaan, goeie soos vas, goeie soos om gehoorsaam te wees. Hierdie is die dissiplines wat ons moet doen en dis wat ons doen om ons verhouding met Jesus te beskerm. So want, as ons sê ek is gered en ek het geloof in Jesus, beteken daar gaan gehoorsaamheid vloei. En deel van hierdie is die dissiplines wat ons toepas in ons lewens. Die tweede ding wat ek en jy moet doen, is ek en jy moet veg teen hierdie 3 karakters. Sien, hierdie 3 karakters is konstant besig om battle te doen. So met ander woorde, nou moet ons sekere goeders in plek sit om seker te maak ons veg konstant teen die vyand wat ons in sonde in wil vat. So daar's konstant hierdie ding. Hier's hierdie een ding. Aan die een kant besef ek wil my verhouding met Jesus groei en verbeter en ek wil dit beskerm met alles wat in my is en in dieselfde asem moet ek veg teen hierdie 3, teen myself, teen die wêreld en teen Satan.
Nou die oomblik wanneer ek hierdie geveg doen, dan is daar nou sekere beginsels wat ons in plek sit. So nou begin ons sekere reëls in plek sit vir ons as Christene en is deel van hoe ons veg. Nou hierdie reëls kom vanuit die Bybel uit. Of 'n groot deel van hierdie reëls kom vanuit die Bybel uit. Want onthou, geloof, ware geloof word uitgedruk as gehoorsaamheid. So met ander woorde, as die Bybel sê, moenie steel nie, wat doen ons? Ons steel nie. As die Bybel sê, moenie lieg nie, wat doen ons? Ons lieg nie. Hoor mooi, want as ek waarlik gered is, en ek het waarlik geloof in Jesus, dan beteken dit die Bybel gee die beginsel, en ek gaan dit toepas. Of ek hou daarvan of nie, is irrelevant. Ek doen dit, want ek het regtig waar my geloof in Jesus gesit. En so met ander woorde, daar is iets wat vloei vanuit hierdie. En dit is omdat ek veg teen die wêreld, ek veg teen Satan en ek veg teen myself, sit ek sekere beginsels in plek. So, en ons moet verstaan dat hierdie reëls wat die Bybel gee, is primêr daar, want dit gee vir ons die karakter van God, die natuur van God. En daar is die rede dat ons hierdie goeders uitvolg met alles wat ons is. So, kom ons dink gou vinnig daaraan. Ons vra onsself die vraag, watse reëls moet ons doen en watse reëls moet ons nie doen? Onthou laas het ek vir julle gesê dat daar is 3 groepe van wette, 613 wette in die Ou Testament. Nou ons het laas gesê dat dis opgedeel in 3 groepe. So die een van hulle spesifiek gaan oor die morele wette. Die tweede ene is die seremoniele wette en die derde een is die burgerlike wette. So as ek en jy praat van die morele wette, dan sê ons daar sekere wette wat God in plek gesit het en hulle reflekteer God se natuur. Ons sing vanoggend die liedjie Refiner's Fire en hy sê Here maak my heilig soos U heilig is. Hy kom uit Levitikus 19 uit. Waar die Here sê wees heilig want ek die Here julle God is heilig. So God sê vir jou en vir my dat ons moet heilig wees want hy is heilig. So, as ons sê God is heilig en ons moet heilig wees en God sê ek is 'n liefdevolle God, dis sy natuur. God is liefde. Dan omdat dit sy natuur is, maak ek nie mense dood nie, want dit gaan teen die natuur van God. Maak dit sin? As ons sê dat dit wat God sê is die waarheid, dan beteken dit ek lieg nie, want dit gaan teen die natuur van God. As ons sê dat God is getrou en betroubaar, dan pleeg ek nie egbreek nie, want dit gaan teen die natuur van God. So daar's sekere wette wat in plek is. En hierdie wette is daar omdat God heilig is en ons ook heilig moet wees. En dan is daar 'n ander klomp wette wat daar was vir 'n spesifieke doel. Soos byvoorbeeld om diere te kon slag en te kon offer vir God. Daai het 'n spesifieke doel gehad. Die doel was gewees dat jy kon nie self vir jou sonde betaal nie en jy moes 'n dier geslag het op verskillende tye vir verskillende redes. En toe kom Jesus. En Jesus word toe die offer vir my en vir jou en daarom het hy daai tyd 'n doel gehad. Hy het nie nou meer 'n doel nie, want Jesus was die offer. Daar was 'n sekere tyd gewees wat hulle tempel toe moes gegaan het en sekere goeders gedoen het by die tempel. Ons hoef dit nie meer te doen nie. Hoekom? Want die Heilige Gees leef nou in jou en wie's nou die tempel? Ek's die tempel. So met ander woorde, jy moet verstaan dat sekere wette was daar omdat God heilig is en God het nog steeds heilig gebly en daarom bly daai wette in plek. Ander wette, hulle het net 'n spesifieke doel gehad vir 'n sekere tyd en terwyl toe daai tyd verby is, het ons nie nodig gehad om daai wette te onderhou nie. Nou ek wat Jean is, het groot geword in 'n baie konservatiewe huis. My ouers beide was Christene gewees, lief vir Jesus gewees en op grond van dit het ons sekere reëls mee groot geword. So dit was konservatief gewees in ons huis. En ek gaan nou saam met julle deur hierdie goeters gaan om te praat en van hierdie wette of van hierdie reëls het my ouers in plek gesit
omdat dit is wat die Bybel sê. En dan was daar sekere van hierdie reëls wat ek in plek gehad het, want dis wat ons baie keer doen as Christene. Omdat ek my verhouding met Jesus wil beskerm, sit ons sekere goeders in plek, want ek glo dit gaan my verhouding met Jesus bedreig. Dis amper half die rede vir dit. En so toe ek nou op skool was, hier in my hoërskoolfase, toe skop ek teen enige vorm van reël. Ek raak rebels, ruk hand uit, en toe gaan ek na 'n gap jaar toe, waar ons teologie begin swat het en begin dien het, en die groep daarso het my weer teruggevat na baie sterk konservatiewe reëls toe. Van dit kom vanuit die Bybel uit, en van dit was net om jou verhouding met Jesus te beskerm. So kom ons gaan gou vinnig deur 'n paar. Nou daar was 'n paar gewees wat nou uit die Bybel uitkom. Ek gaan nie nou op hulle fokus nie. Dis soos moenie iemand doodmaak nie. Is van selfsprekend. Ek hoop jy leer dit ook vir jou kinders. Moenie lieg nie. Ek weet my ma het ons harder geslaan as ons gelieg het. Ons het konstant pakslaag gekry. Dis as jy gelieg het, was dit harder gewees as die res van die tyd. So daar was sekere goedes wat uit die Bybel uitgekom het. Nou was daar die reëls gewees in ons huis, en wat later toe as my leefstyl geword het as 'n student, wat ons toegepas het, en dit het nie noodwendig uit die Bybel uitgekom nie, maar kom ek deel dit gou met jou. Nou die eerste ene wat ek opsit is dans. Nou ons het nie groot geword in 'n huis waar ons dans nie. Nou julle moet nou onthou, ek kom van Johannesburg af. So dans vir ons is dans as anders is in die platteland. Julle dink aan dans is lekker lang arm, hier gat ons hier om die baan. Ons het clubs toe gegaan. Daai was basies hierso. Was daar clubs? Is daar clubs? Weird, dis nie Joburg clubs nie. Maar ons het groot geword, jy gaan nie na 'n klub toe nie, jy gaan nie gaan dans nie. En die primêre rede is nie oor die dans self nie, maar as jy by 'n klub is daar baie ander goeters wat plaasvind as net dans. Ek meen, is nou nie asof jy sit en net vir 'n meisie oog knip en sê, "Hey, hoe gaan dit nie?" Dis nie, daar is 'n klomp goeters wat uitvloei van na 'n klub toe gaan. So met ander woorde, my ouers was baie streng geweest dat jy nie gaan dans nie. En toe ek uiteindelik gaan swat, en ons kry toe nou 'n klomp mense wat van die platteland afkom, en hulle almal wil gaan langarm, toe begin mense agterkom, maar okay, maar daai is 'n ander tipe dans. Mag ek daai dans doen? Maar nou is ek getroud, en nou besef ek eerstens, ek kan nie dans nie, ek kan nie langarm nie, ek het nog nooit geleer langarm nie, en vir wat dit werd is ook, ek het geen behoefte om saam met 'n ander vrou te dans nie, en ek dink net nie ek gaan saam met 'n ander man dans nie. Maar vir wat dit werd is, ek sal dalk dans saam met my kinders dalk eendag of wat ook al, maar die blote feit is net dans was iets gewees wat ons groot geword het, en omdat dans in ons konteks 'n baie negatiewe ding gehad het, want dit beskerm nie my verhouding met Jesus nie, was dans die ding gewees wat ons net nooit gedoen het nie. Die volgende ding wat ek vir jou opsit, is om alleen rond te ry saam met die teenoorgestelde geslag. So met ander woorde, nou nog, vandag, sê jy my nie, as dit nie familie is, ooit alleen in 'n kar sien saam met 'n ander vrou nie. Daar is nie 'n manier nie. Dis binne in my familie, my vrou, maar daai konsepte, dis nog veilig, maar andersins sal jy my nie in die kar kry alleen saam met 'n ander vrou nie. As ek en iemand anderste by dieselfde plek moet wees, en daar is nie 'n derde persoon nie, dan ry jy in jou kar en ek ry in my kar. Hoekom? Ek beskerm my huwelik, want as ek getrou is in my huwelik, is ek getrou teenoor die Here. En so daar is sekere beginsels, en dit het dalk vir jou nog nooit reg sin gemaak om te dink, maar dis weird. Ek sê vir jou, dis konservatief, en dis hoe ek geleer het. En ek het al, as jy nou al ernstig moes getrou het, en ek het al 'n gesprek gehad, ek het 'n interessante storie, wat maak dat hierdie ding vasgepen het in my lewe, maar die blote feit is, hierdie is 'n reël. Ek ry nie alleen saam met 'n ander vrou in 'n kar nie, en my vrou ry nie saam met 'n ander man in 'n kar nie. So ons beskerm ons huwelik. Die volgende ene waarna ons gaan kyk, is sekulêre musiek. Nou, as jy nie weet wat is sekulêre musiek nie, jy het Christelike musiek en sekulêre musiek. So met ander woorde, liedjies wat die Here verheerlik, en die res, die wêreldse musiek. En so as studente was al 'n seker omtrent 'n 3 jaar fase gewees, wat dit vir jou amper al gesê was, maar jy luister nie daai musiek nie. Ek meen, want hulle sing oor 'n Hilux bakkie, en hulle sing oor party, en hulle sing oor drank, en jou girlfriend, en is parties, en niks van daai goeders verheerlik die Here nie, so luister net na Jesus liedjies. En so vir baie lank het ek eintlik net
Christelike musiek geluister. Ek dink luister ek nog steeds omtrent 80% Christelike liedjies. As ek so hier en daar 'n ander liedjie luister, is dit nie vreeslik. Ek kan nog steeds nie liedjies luister oor Hilux bakkies nie, sorry. Maar vir een of ander rede, dis iets wat net gebeur het. Daar's iets in my amper half gewire, word nie nou 'n reël nie. Ek meen dis net musiek in ons huis. En dan die volgende ene is drank. Nou drank in homself, ek het groot geword, geen drank in die huis nie. Nie 'n bietjie nie. Daar was 'n fete teen drank. So nie 'n glas wyn nie, nie 'n bier nie, niks. Daar was nie een enkele druppel van drank in ons huis nie. En dan raak jy 'n tiener in jou pelle en dan raak jy lekker dronk en dis alles weird. Maar een ding wat ek agtergekom het, is ek het agtergekom drank word een van twee goeters. Mense drink want jy kuier lekker en mense drink want hulle try cope. Lang dag, harde dag, mense het my regtig net kens gemaak en daarom wil ek net 'n bier drink of net 'n glas wyn drink. En toe ek eventually agterkom dat ek mag drink en is okay om te drink, toe besef ek is nie 'n fan van daai twee redes nie. Ek kan lekker kuier, irrelevant of ek 'n bier of 'n glas wyn in my hand het. Ek kan net so lekker kuier saam met iemand of ek 'n glas Coke in my hand het of ek nie. En ek besef toe, maar ek het nie nodig om te drink vir lekker kuier nie. En ek het agtergekom dat mense wat cope beteken ek sit en ek kan met jou 'n conversation en ek ken jou vir 'n hele jaar lank en as jy 6 doppe in het, dan is jy nie meer dieselfde as wat ek jou geken het nie. En daai voel net nie vir my reg nie. En so op grond van daai het ek nie regtig 'n begeerte om te drink nie. Ek het nie 'n probleem met drank nie. Ek dink nie drank is verkeerd nie. Die Bybel praat baie duidelik. Een van die goeters is wat ons nie mag doen nie, is moet nie dronk word nie. Dis wat die Bybel baie duidelik sê en dan word die ding mos nou maak, ja, maar wanneer is ek dronk? Is dit op 17 biere? As jy nie meer jouself is nie, as iemand jou ken nugter en jy is nie meer dit nie. Jy lag bietjie meer. Jy is bietjie meer mellow. Daai is nie reg nie. As jy 'n buzz het, as jou kop 'n bietjie swaai, daai is nie reg nie. Dit begin jou alter in wie jy is. Maar anyways, so drank het ek nie 'n probleem nie en vir een of ander rede ek is okay met drank. Ek sal een keer elke 2 jaar as ek regtig lus is vir 'n cider drink, dan sal ek dit doen of 'n glasie wyn. Maar ek het geen begeerte in my hart om te wil drank of te moet drank hê in ons huis nie. Dis nie wat die Bybel sê nie, maar dit is net 'n leefstyl. So volgende ene. Rook, self gerook vir 'n stadium, net uit rebels wees, maar die Bybel sê tegnies niks van rook nie. Dis wat my ouma konstant vir ons gesê het. Die Bybel sê nie dat ek nie mag rook nie. So die bloot rook stink, dit is nie lekker nie. Almal weet jy stink want jy is 'n roker en jou vingers is geel en jou tande is geel. Maar dis okay as jy dit wil doen, gaan groot. Maar vir wat dit werd is vir die tyd wat ek gerook het, dit was wat 'n mens gedoen het en dit is vrek moeilik om daarby weg te kom. Ek dink baie keer mense het 'n issue met rook want hulle sê vir jou dat dis jou liggaam is 'n tempel van God en jy moet jouself beskerm en as jy eers afhanklik is van iets anderste as die Here, is dit verkeerd. En hulle vergeet om te praat van mense wat afhanklik is van suiker en daai tipe goeders, maar ultimately het ek op 'n punt gekom wat 'n mens net besef, ek het gerook en ek wil nie meer rook nie. Maar daar was so amper half 'n ding in ons huis gewees, jy mag nie rook nie. Rook is verkeerd en as jy rook gaan jy hel toe. Is not the case. Maar die blote feit is, dit was basies maar die proses wat ons deurgestap het met groot word. Volgende ene is nuus. Ek persoonlik kyk nie nuus nie en die rede daarvoor is ek wil nie my polse afkou elke keer as ek klaar nuus gekyk het nie. Wie van julle raak baie kwaad nadat jy nuus gekyk het? Dis pretty much almal wat nuus gekyk het. Okay, so dis nie supposed om te gebeur nie. Dis vir daardie selfde rede. Nou, dis nie dat ek nie enigstens ek moet my hart net mooi beskerm. Ek het al op YouTube gegaan en dan sien ek weer, ons regering het weer goeie plannetjies uitberaam. En dan gaan kyk ek dit en dan is ek weer dik negatief. En dan besef ek net, dis die rede hoekom ek dit nie doen nie. Ek moet my eie hart beskerm. Hoekom doen ek hierdie goeters? Want ek is besig om my verhouding met Jesus te beskerm, dat ek nog 'n liefde in my hart kan hê vir my medemens en 'n liefde in my hart kan hê vir God. Dis hoekom hierdie goeters deel van my lewe word. Dan die laaste ene, en hierdie is basies, nou, dis movies en series, nou ek weet, die Afrikaans is films en reekse. Ek gaan net dood as ek dit in Afrikaans moet skryf. So met ander woorde, movies en series, daar's sekere movies en series wat jy net nie moet kyk nie. Nou ons weet daar's van hulle wat
tannies is wat baie warm kry en dan moenie daai kyk nie. Dis stout, spoeg uit klaar, dis nie supposed om te wees nie. Okay? Maar nou die blote feit is daar is party movies wat my hoogs ontstel. Nou jy kry 'n movie van die tannie wat nou kwaad was vir haar kinders en haar kinders uitmoor of dan is sy kankerstorie en ek hoor dis realiteit, hierdie goed gebeur en as dit nou vir 2 ure lank snot en trane huil ons almal, dan daarna voel ek wil my polse afkou, want hoe moeilik is dit? Ek verstaan, dis lewe, dis erg. Ek wil nie so voel na die tyd nie. En so daar sekere goeders wat ek net nie kyk nie, daar sekere goeders wat ons nie supposed is om te kyk nie. Niks van hierdie goeders, buiten moenie drink en dronk word nie. Sê niks in die Bybel spesifiek van hierdie goeders nie. Maar, as Christene, moet ons hierdie goeders navigate. Hoekom? Ek moet my verhouding met Jesus beskerm, en ek moet verstaan, dat daar is 3 goed wat my in sonde wil inlei. Daar is 'n vyand, en daar is 'n wêreld, en daar is ek self. En ek moet verstaan, dat sekere goeders in my lewe gaan ek moet in plek sit, want ek beskerm my verhouding met Jesus. Want die sonde se uitgangspunt is die dood. So as ek en jy hierdie perspektief verstaan jy hoekom het Paulus Romeine 14 geskryf? Romeine 14 word geskryf, want daar is mense wat nie vleis eet nie, want hierdie vleis word geoffer aan gode. Ander mense sê, maar ons kan hierdie vleis eet. Daar is niks inherent fout met die vleis nie. Die probleem is wanneer mense na hierdie goeters kyk, dit 'n reël maak en jou forceer om dit te doen. Omdat ek nie nuus kyk nie, gaan ek nie vir jou sê jy mag nie nuus kyk nie. Ek kan vir jou sê, kyk bietjie hoe voel jy na die nuus en besluit of jy nie wil nuus kyk nie. Maar ek kan nie op jou forceer nie. En so die hele tension in Romeine 14 gaan oor hierdie. Hoe bestuur ons hierdie goed? Nie die morele wette nie, nie die goeders wat duidelik is nie, nie die goeders soos moenie egbreek pleeg en moenie ander gode hê nie. Dis nie waar ons nou praat nie. Ons praat nou hier oor beginsels wat neutraal is. Dis goeders wat die Bybel nie oor praat nie. En hy vra vir ons, hoe navigate ons hierdie? Hoe gebeur hierdie konflik tussen ons? Hoe lyk dit as mamma op een manier voel en die seun voel anderste? Hoe lyk dit as ek by die werk op een manier voel en iemand anderste voel anderste? Hoe navigate ek hierdie goed? En dis wat Romeine 14 doen. So ons gaan nie baie lank praat oor dit nie. Ons het 2 weke terug toe gesels ons bietjie oor dat die grondslag van hierdie ding is ons liefde vir ons medemens. Maar hier is die een beginsel wat hy vir ons gaan leer. So kom ons kyk vers 13, Romeine 14 vers 13. Kom ons hou op om mekaar te veroordeel. Kom ons besluit om nooit enige hindernis of struikelblok in die pad van 'n medegelowige te plaas nie. Ons mag nooit maak dat hulle twyfel in hulle geloof nie. So met ander woorde, as daar iemand is wat anders te voel as jy oor musiek, of iemand anders te voel oor vleis in hierdie situasie, moenie jou punt afforceer op hulle nie, en nou kom en hy sê, moet ook nie 'n struikelblok wees nie. So by Lighuis was daar 'n punt gewees dat ons nagmaal gedoen het met alkohol in. En ons het agtergekom dat daar is mense wat as hulle alkohol drink, dan trigger dit iets binne in hulle wat nie baie mooi is nie. En ons het besef om seker te maak dat hulle nie struikel nie, het ons gesê, okay, maar dan gaan ons seker maak, ons haal die struikelblok van die tafel af. Ons gaan nie alkohol op ons nagmaal dien nie. Want die oomblik wanneer iemand wel daar so sit en hy struggle met dit, hy kan vir 6 maande geen alkohol gedrink het nie, want dis goed vir hom om nie dit te drink nie. En drink hy 1 keer nagmaal en verander hy weer in 'n alkoholist in. Dis wat gebeur om nie 'n struikelblok te wees nie. Ons party goeters wat jy nie moet doen nie, want die mense om jou gaan struikel op grond van dit wat jy doen. En dis wat hy hierso hanteer. Die bron van hoe ons optree oor hierdie goeters is om seker te maak dat ons mag nooit maak dat hulle twyfel in hulle geloof nie. Moenie jy die wêreld wees vir iemand anders nie. Vers 14. Die Here Jesus het my oortuig niks van self onrein of verkeerd is nie. Nou wag nou net, daar's van julle wat nou baie opgewonde raak en sê, ek kan nou mense doodskiet want hy sê mos nou ons mag alles.
Dis nie waarvan hy praat nie, hy praat van vleis eet. Okay, dis wat gebeur. Hierdie ouens het geglo dat sekere vleis mag ek nie eet nie. So ons praat nou hier van die neutrale goed. Daar is in die neutrale goeders niks in homself wat onrein is nie. Onthou, hulle het nie goeders soos rook of movies kyk gehad nie. Ons kan dit dalk inlees as jy baie hard probeer. Wat hy hiervan praat binne in sy konteks is wat ons gesê het, gaan spesifiek om die feeste te volg, is om die vleis te kan eet wat geoffer was, wyn wat geoffer was aan die afgode. Daarom as 'n medegelowige ontsteld is oor die kos wat jy eet, leef jy nie regtig in liefde nie. As dit vir my 'n ding is om nie nuus te kyk nie, en jy weet dit, en ek gaan kuier by jou, en jy sit doelbewus die nuus aan om my te ontstel, is waarvan hy praat. Moenie dit doen nie. As jy dit doen, kan dit vir jou snaaks wees. Kan my lekker lag. Kyk hoe ek het vir Jean ontsteld gekry. Jy is welkom. Maar dan is jy nie regtig besig om in liefde te leef nie. So dis waarvan hy praat. Dis as ek en jy 'n spesifieke oortuiging het, mag jy nie iemand laat struikel in hulle oortuiging nie. En dan gaan hy voor, of dan gaan hy aan. So hy sê, dan is jy nie loyaal teenoor hulle nie. Moenie iemand se lewe verwoes deur jou idee dat jy enigiets kan eet nie. Onthou, Christus het sy lewe ook vir hulle opgeoffer. Hulle is ook syne. Julle weet dat alles goed en rein is. Moenie die oorsaak wees dat dit 'n slegte naam kry nie. Moenie dit wat goed is bespot deur julle optrede nie. Onthou, in God se koninkryk gaan dit nie oor eet en drink nie. Dit gaan oor dat ons vrygespreek is van ons sondes. Hier gaan dit oor vrede tussen ons en die Here. En hier gaan dit oor vreugde dat die Heilige Gees uitgestort is. Elkeen wat vir Christus op sulke maniere dien, moet God se hart baie bly, of maak God se hart baie bly. Ook respekteer ander mense hulle sin. Kom ons wees vredemakers. Kom ons maak seker dat ons mekaar se geloof ophou en versterk. Moenie dat God se werk skade ly deur enige iets soos kos nie. Hoor weer, alle kos is rein. Jy kan regtig alles eet. Maar jy doen verkeerd as jy aanstoot gee aan ander mense deur dit wat jy eet. As jy die oorsaak is dat hulle struikel in hulle geloof, maak jy droog. Ek hou van die nuwe vertaling. Jy maak droog. Hou op om te stuur in die huis. Hoor mooi, hou op stuur. Hou op mekaar mal maak in die huis. Dit is nie reg om vleis te eet of wyn te drink of enigiets te doen wat jou broers en susters in die Here laat struikel in hulle geloof nie. Neem hulle in ag. Leef terwyl jy mense in ag neem. Dis wat hy sê. Dis waartoe hy ons nooi. Herinner jouself, daar is 'n klomp goeders waaroor ons kan stry en kan dalk anders te voel oor die goeders, maar hou op om iets af te druk oor sekere goeders of sekere mense. Hierdie goeders kan ons nie deel maak van ons lewens nie. Vers 22. Hy sê jy mag glo soos wat jy glo. Hou dit egter tussen jouself en God. Geseënd is jy as jy nie gedurig skuldig voel oor wat jy weet is reg nie. As jy twyfel of jy alle kos mag eet en jy doen dit nogtans, dan is dit verkeerd. Dan bots dit met jou geloofsoortuiging. En enigiets wat nie in geloof gedoen word nie, is sonde. So hier kom hy en hy sê vir jou, onthou sy primêre funksie is eet. Vleis eet, wyn drink wat geoffer was aan die gode. Hier kom en hy sê die groot ding. In die eerste deel van Romeine 14, dan sê hy, as jy die vleis wil eet, dan doen jy dit tot eer van die Here. As jy wil dans, dan is jy supposed om te dans tot eer van die Here. As jy wil nuus kyk, moet jy kan nuus kyk tot eer van die Here. As jy nie dit doen nie, dan is jy 10 teen 1 besig met sonde. Wat besig is om jou weg te lei, en as dit wat jy doen, jou lei in ongehoorsaamheid en in ongeloof aan, is jy
10-1 besig met sonde. So vir my, ek weet ek kan nie 'n liefde in my hart kry vir ons regering as ek heeltyd nuus kyk nie. Ek weet dit. Ek weet dit, daar's iets in opstand wat kom teen my. Daar is rasisme wat in my hart opstaan in my as ek konstant bewus is daarvan. En omdat ek weet, ek leef nie dan in gehoorsaamheid nie, moet ek iets ophou. Hoekom? Want ek beskerm my verhouding met die Here en ek wil 'n liefde in my hart hê vir mense, irrelevant van wat se party hulle is. Dis wat gebeur. Is iemand wat hierdie goeders doen en die Here kan verheerlik, doen dit. Maar moenie ander mense se ondergang beteken omdat jy dit doen nie. So met ander woorde, hierdie is sy hart. As hy nooi ons in 'n punt in waar ons leef bewus van ander mense en dan sê hy, as jy self op daai punt is wat nie nuus kyk nie, want is nie goed vir my nie, dan word ek geklassifiseer as die ene wat swak in geloof is. So vir my om nuus te gaan kyk, laaste versie, is soos om sonde te doen. Al sê die Bybel niks van nuus kyk nie. So ek weet wat doen nuus in my hart. As ek nie suppose om nuus te kyk nie, want vir my is dit sonde. En dis wat die hart is wat ek en jy moet verstaan. Dis hoekom my Romeine 14 skryf, is daar is 'n liefdesband wat onderhou moet word tussen 'n groepering van mense. En dat jy moet leef met 'n plek wat jy vanuit ek is gered, leef in geloof, leef met gehoorsaamheid, besig om te worstel met hierdie hele wêreld wat my in sonde wil insit. En ek weet, ek wil alles in my doen om my verhouding met Jesus te beskerm. En dieselfde ding moet ek veg teen al hierdie mense, teen al drie hierdie karakters wat my lewe wil vernietig. En dis ons lewe. Dis waaroor Romeine 14 gaan. Is hou aan worstel teen sonde, moenie ingee vir sonde nie. En wanneer ons kom op neutrale goeters, moenie op 'n punt kom wat jy ander mense forceer om te dink soos jy dink nie. Dis die hart van Romeine 14. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om saam te kan wees, om net ons in ons harte net 'n liefde te hê, Here, vir wie U is. Mag ons 'n liefde hê vir U en 'n liefde hê vir mense en mag dit so uitgeleef word met alles wat in ons hart is. En ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.